Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons so 'n bietjie na hierdie oordeenkings kyk. Dit is vrae wat mense vra, dit is dinge waaroor mense onseker is. En ons is die Here dankbaar vir elkeen wat 'n begeerte het om meer te leer vanuit God se wonderlike woord. Nou, een van die kontroversiële sake wat hanteer moet word en wat ons vanmôre gaan bespreek is die gedagte van sang en musiek. Wat is reg en wat is verkeerd? En ag vriende, ons kan nou baie wyd praat hieroor. Ons kan nou praat oor sang en musiek in die algemeen. Ons kan praat oor wat in die kerk van die Here aan die gang is. Ons kan praat oor persoonlike voorkeure en afkeure. En ek dink ek gaan vanmôre net so ietsie sê rondom wanneer ons luister na musiek, en dan gaan ek maar die hele fokus skuif na die kerk van die Here Jesus, want ek dink tog as kinders van die Here is dit vir ons die belangrikste, om seker te maak dat vanuit die kerk van die Here Jesus ons dan 'n goeie verstaan het van sang en musiek, wat ons moet sing, hoe ons God moet aanbid, sodat dit ook invloed op ons lewe sal hê buite die kerk. As ek elke dag tussen mense beweeg, in my kar ry, by my huis is, ensovoorts, ensovoorts. En ag vriende, ek dink die Bybel is baie duidelik oor die gedagte van sang en musiek. Ek dink die Bybel leer vir ons dat die Here ook geloof en geprys word deur die gebruik van musiekinstrumente en dan ook die sang van mense. Die feit dat ons die Here kan loof en prys deur ons stemme, en as ons gaan kyk na die psalms wat Dawid geskryf het, was hierdie psalms ook gesing by byeenkomste en het mense lofprysing en aanbidding gebring tot die Here. En daarom moet ons wegval deur vir u te sê, ek dink die belangrikste, die enkel belangrikste ding waarop ons moet let is die woorde wat ons sing. U sien, ons beleef 'n tyd waar mense 'n woord oor en oor en oor herhaal en mense amper opsweep en mense amper met hierdie mantra begoogel, sodat mense begin rondswaai soos waterlelies in die kerk, mense begin hysteries huil, een val om, die ander een begin skree, die ander een begin rondruk en die musiek speel en die rook trek, die hele kerkgebou of auditorium vol, die ligte gaan aan en af en daar is 'n atmosfeer waarin ons eintlik voel of ons in die wêreld is 'n diskous is en die wêreldse plekke is en ons stap uit met 'n geweldige emosionele ervaring, maar daar was geen gedagte waar my hart aangeraak is deur God se woord en my siel uitgedaag is oor hierdie gedagte, is dit wel met my verhouding met die Here nie. As u gaan kyk na die deursnee aanbiddingsplek vandag, word dit ingerig om jong mense te trek en dit word ingerig om jong mense te laat goed voel. Daar word liedere gesing op 'n manier waar jong mense opgesweep word en die liedere word oor en oor en oor herhaal. En ek het myself die guns gedoen om verskillende kerke te gaan besoek en van groot kerke na klein kerke, kerke wat 'n groot orkes het, kerke wat kleiner orkeste het, baie voorsangers, min voorsangers. En vriende, een ding het ek opgelet, die oomblik wanneer ons nie ons fokus rig na God in die voorsang, in die sing van die liedere, in die woorde wat ons sing nie, dan gaan dit alles uitloop op chaos. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, en jy kan maar gaan lees wat die woord van die Here vir ons sê, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. 1 Korintiërs 14 vers 33. U sien, wanneer ons die Here aanbid, moet daar ook 'n ordelikheid wees, en ons moet so sing dat ons verstaan wat ons sing, ons moet die boodskap van die lied raak sien, ons moet sien dat hierdie boodskap ooreenkom met die skrifwaarhede, dit moet ons siele uitdaag, dit moet ons voetstappe rig, om God dan ook te verheerlik. So kom ons val weg, dan kyk ons na 'n paar gedagtes vanmôre, en ons gaan heel moontlik maandag ook aangaan, met die gedagte van sang en musiek, wat is reg en wat is verkeerd. Nou die eerste gedagte wat ek onder die aandag wil bring, is dat musiek en sang moet deel van die gemeentelike byeenkomste wees. Vriende, ek weet nie, ons is maar net so saamgestel, mense hou van om te sing. En die Bybel leer vir ons in Kolossense 3 vers 16, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. So daar is tye waar ons in ons harte sing, daar is ander kere waar ons leer en vermaaning gee deur ons psalms, ons lofsange en ons geestelike liedere. Efesiërs 5 vers 19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in psalms, sing in julle hart tot eer van die Here. U sien vriende, musiek en sang is nie om die wêreld te trek nie, maar om die kind van die Here te stig en op te bou. Dit is juist deel van die erediens, sodat ons harte gerig kan word na die waarheid van die gepredikte woord, wat sal volg na die sang. Daarom is het belangrik om te sien, dat sang en musiek deel
van die eredienste moet wees. Dit moet gedoen moet word met verskeidenheid. Met ander woorde, die Bybel sê vir ons, daar is psalms, daar is lofgesange, daar is geestelike liedere. Daarom sal u sien, ons begin altyd met lofprysing, in die sin dat ons bietjie meer opgewekte liedere sing, en later gaan dit oor na die aanbiddingsliedere. Al hierdie liedere gaan oor die eer van God, dit gaan oor om ons harte in die regte stemming te bring, maar daar is sekere van die liedere wat die wysie en die tempo is bietjie vinniger, terwyl die ander bietjie stadiger is, en die Bybel leer vir ons, reg deur die Bybel, dat hierdie liedere ook so gesing is. Hierdie psalms staan bekend as liedere soos opgeteken in die boek Psalms. Lofgesange dui op liedere met geestelike Bybelse inhoud, en geestelike liedere, vriende, dui op liedere, met ander woorde, nie vleeslike, stimulerende nie, maar geestelike opbouende liedere, en hierdie liedere stig ons ook in ons voorsang. 'n derde gedagte wat vir my uitgestaan het, daar moet diepte in die sang en musiek wees. Nou as ek die woord gebruik diepte, glo ek elkeen verstaan wat ek sê. Hierdie hele saak gaan oor dat ons nie dit 'n bo-langse saak moet maak wat ons net moet afhandel dat ons by die preek kan kom nie. Dit moet ook nie die erediens oorneem nie. Die hele gedagte met die diepte van die sang is dat ons hier op die gesindheid van my hart moet let, waarmee ek dit doen. Vriende, ek kan tog nie met iemand spreek en hulle leer of vermaan en dan is my gedagtes met iets anders te besig nie. Nee, hart en siel moet in my aanbidding betrokke wees. En ook by die voorsang, my hart en my siel moet daarin wees. Ek sing elke lied om God te verheerlik. Want die Bybel sê vir ons, oppervlakkige lippediens is vir die Here 'n gruwel. Amos 5:23 sê, verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Jy sien, die volk het na die Here gekom en hulle het op hulle manier die Here aanbid. Dit was naderhand so groot geraas dat die Here gesê het, asseblief, hou op, ek wil dit nie hoor nie. Dit is 'n vleeslike uit die mens ding wat julle doen, en daarvoor is ek nie te vind nie. Want jy sien ook, wanneer dit kom by sang en musiek, skryf God ons duidelik voor. Matteus 15:18 sê die Here, hierdie volk nader na my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Soos ons praat van, daar moet diepte in die sang en musiek wees, beteken dit my hart, my wese, my innerlike en uiterlike moet betrokke wees by elke lied wat ek sing. Ek moet let op die woorde, ek moet hoor wat God daardeur aan my wil kommunikeer, en dan ook my hart rig om die Here daardeur te verheerlik. Jy sien, vriende, die probleem van ons tyd is dat die mense emosioneel opgewek word deur die sing van mooi melodieë, en dit terwyl die meeste maar net daarvandaan vertrek om te leef soos hulle goed dink. 'n volgende gedagte, dit moet altyd gerig wees tot God. Kolossense 3:16 sê, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Jy sien, dit gaan altyd oor die eer van die Here. Belangrik, of jy eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van die Here. En jy kan maar die Ou Testament gaan bestudeer. Dit is so duidelik, vriende, dat die liedere altyd gerig was tot die eer van die Here. Die groot prediker C.A. Spurgeon het gesê, ek is bevrees dat waar orgels en kore en singende mense gelos word om die aanbidding van die erediens te lei, 'n mens se gedagte geneig is om meer oor die uitvoering van die musiek en sang gaande te raak, as oor die Here wat alleen geëer moet word. God se huis is bedoel om heilig te wees, maar keer op keer word dit omskep in 'n operahuis, waar die Christene die gehoor word en nie meer 'n aanbiddende samekoms nie. Ons is nie daar om onsself te vermaak of ons bekwaamheid en melodieë te laat harmoniseer nie. Ons is daar om die eer aan God te kom gee. Dit by die voete van die groot koning te kom neerlê, want aan hom kom toe die eer en die heerlikheid vir ewig en ewig. En jy sien, is presies waaroor dit gaan, dat sang en musiek altyd gerig moet wees om God te verheerlik. Vra jouself die vraag af, die kerk waarin jy is, as jy klaar gesing het, het jy 'n groter verstaan van God, sy grootheid, sy heerlikheid, sy almag, jou sondigheid, jou nood aan hom, die waarheid van sy woord wat belangrik is, die feit dat hy skepper is, dat hy onderhouer is van sy heelal, ensovoorts, ensovoorts. Jy sien, musiek en sang moet deel van die gemeentelike byeenkoms wees. Dit moet gedoen word met verskeidenheid. Daar moet 'n diepte in die sang en musiek wees, en dit moet altyd God gerig wees. En daarom pleit ek by u, dat u en ek ook dit van die gemeente sal uitdra na ons huise. Dat wanneer ons by die huis is, dat ons nie musiek en sang en allerhande liedere sal sing, wat onbybels en tot oneer van God is nie.
Sê ek daardeur u mag nooit na ander musiek luister behalwe Christelike musiek nie? Nee. Ek dink daar is ook mooi ander liedere wat mooi woorde het en 'n mooi boodskap in het. Maar onthou maar net dat God se waarheid altyd u lei in die musiek waarna u luister. Vra u self die vraag af, as ander mense my hierdie musiek hoor luister, wat sal hulle getuienis van my wees wanneer ek hierdie musiek luister en hierdie lirieke hoor en hierdie woorde sien? Trek dit my nader aan die Here of verder van die Here? Is daar altyd 'n gesindheid in my hart? Hoe kan ek God daardeur verheerlik? Ons gaan bietjie maandag aangaan met hierdie boodskapie, net om so 'n paar ekstra sake onder die aandag te bring. Mag die Here vir ons wysheid gee om hom te verheerlik in alles. En mag ons eredienste wees wat God verheerlik deur liedere wat ons sing, wat hom verheerlik, eer op sy naam bring en op sy koninkryk. Groete vir u, mooi naweek, seën vir u, tada.